Okay, julle, ons gaan aan met Genesis 41. Josef verklaar die drome van Farao. Na verloop van 2 volle jare het Farao gedroom dat hy by die Nyl staan. En kyk, daar kom 7 koeie uit die Nyl uit, op wat van die aansien en vet van vleis was. En hulle het gaan wei in die rietgras. En kyk, na hulle kom daar nog 7 koeie uit die Nyl uit, op wat lelik van aansien en maar van vleis was. En hulle het by die ander koeie in die wal van die Nyl gaan staan. En die koeie wat lelik van aansien was en maar van vleis was, het die 7 koeie wat mooi van aansien was en vet was, opgeëet. Toe het Farao wakker geword, en hy het weer aan die slaap geraak, en nog 'n keer gedroom. En kyk, 7 vet en mooi are skiet uit en aan een steel. En na hulle spruit daar 7 are wat maar en deur die oostewind verskroei was. Die maar are het die 7 vet en vol are verslind. Toe het Farao wakker geword en kyk, dit was 'n droom. Die môre was sy gees onrustig en hy het al die towenaars en die wyse manne van Egipte laat roep. En Farao het aan hulle sy droom vertel, maar niemand kon dit vir Farao uitlê nie. Toe het die voormanne van die skinkers met Farao gespreek en gesê: Ek moet vandag my sondes in gedagtenis bring. Farao was baie kwaad vir sy dienaars en het my in bewaring gegee in die huis van die owerste van die leiwag, my en die voorman van die bakkers, en ons het dieselfde nag 'n droom gehad. En ek en hy, ons het gedroom, elkeen 'n droom met besondere betekenis. En daar was by ons 'n Hebreëse jong man, 'n knegt van die owerste van die leiwag. Aan hom het ons vertel en hy het ons drome vir ons uitgelê. Aan elkeen het hy 'n uitlegging volgens sy droom gegee. En soos hy ons dit uitgelê het, so het dit gebeur. Met my het hy my rang herstel, maar hom opgehang. Toe laat Farao Josef roep, en hulle het hom gou uit die gevangenis gaan uithaal, en hy het hom geskeer en ander klere aangetrek. En hy het by Farao gekom. Toe sê Farao vir Josef: Ek het 'n droom gehad, daar is niemand wat dit kan uitlê nie, maar ek het van jou gehoor, verklaar dat jy drome net hoef te hoor om dit uit te lê. En Josef het vir Farao geantwoord en gesê: Niks vir my nie, God sal Farao 'n gunstige antwoord gee. Toe sê Farao vir Josef: Kyk, ek het die droom gestaan op die wal van die Nyl, en 7 koeie het uit die Nyl uitgekom, vet van vleis, en wat mooi van uiterlik was. En hulle het gaan wei in die rietgras. Ek kyk na hulle, kom daar nog 7 koeie op, skraal en baie lelik, uiterlik en maar van vleis, soos hulle so lelik in die ganse Egipte land nie gesien het nie. En die maar lelike koeie het die 7 eerste vet koeie opgeëet, en het hulle maag ingegaan, maar 'n mens kon dit nie merk nie, dat hulle in hulle maag ingegaan het nie, want hulle aansien was lelik soos in die begin. Toe het ek wakker geword. Daarna het ek in my droom gesien, en kyk, 7 vol en mooi are skiet op en aan een steel, en hulle spruit 7 are uit wat dor, maar en deur die oostewind verskroei was. En die 7 maar are het die 7 mooi are verslind, en ek het dit aan die towenaars meegedeel, maar niemand kon my inligting gee nie. Toe sê Josef vir Farao: Die droom van Farao is een en dieselfde, wat God van plan is om te doen. Hy aan Farao te kenne gegee. Die 7 mooi koeie is 7 jare, 7 mooi are is 7 jare. Die droom is een en dieselfde, en die 7 maar en lelike koeie wat na hulle opgekom het, is 7 jaar. En die 7 maar deur die oostewind verskroeide are sal 7 jaar van hongersnood wees. Die woord wat ek tot Farao gespreek het, wat God van die plan is om te doen, het hy Farao laat sien. Kyk, daar kom 7 jare van groot oorvloed in die hele Egipte land, maar daarna sal 7 jare van hongersnood
aanbreek, en al die oorvloed sal in Egipteland vergeet word, en die hongersnood sal die land verteer. En van die oorvloed sal in die land niks gemerk word nie, weens die hongersnood, wat daarna sal wees nie, en dit sal baie swaar wees. En wat betref dat die droom 2 maal vir Farao herhaal is dat omdat die saak deur God vasbesluit is, en God dit gou sal doen. Laat Farao dan nou uitkyk na die verstandige wyse man, en hom aanstel oor Egipteland. Farao moet so maak, en opsigters oor die land aanstel, en in die 7 jare van oorvloed die 5de deel hef van die opbrengs van Egipteland, en hulle moet al die voedsels van hierdie goeie jare, wat kom versamel onder die leiding van Farao, koring ophoop, as voedsel in stede en wegbere. So sal dan die voedsel sal daar voedsel 'n voorraad wees vir die land, vir die 7 jare van hongersnood, wat in Egipteland sal kom, sodat die land nie deur die hongersnood ten gronde sal gaan nie. En antwoord was goed in oë van Farao en van al sy dienaars. Daarop het Farao aan sy dienaars gesê, kan ons wel iemand vind soos hierdie man, in wie die gees van God is? En Farao sê toe vir Josef, aangesien God dit alles aan jou bekend gemaak het, is daar niemand verstandig en wys soos jy nie. Jy moet oor my huis wees, en na jou bevel moet die hele volk hulle skik. Alleen deur die troon sal ek groter wees as jy. Verder het Farao vir Josef gesê, kyk, ek stel jou aan oor die hele Egipteland. Toe trek Farao sy seelring van sy hand af en sit dit aan die hand van Josef, en hy het hom fyn linneklere laat aantrek en die goue ketting om sy hals gehang, en hom laat ry op sy tweede rytuig, en hulle het voor hom uitgeroep, pas op, so het hy hom dan oor die hele Egipteland aangestel. En Farao sê vir Josef, ek is Farao, maar sonder jou mag niemand my hand of voet in die hele Egipteland verroer nie. En Farao het vir Josef genoem Safnat Paneah, en aan hom Asenat, die dogter van Potifera, die priester van On, as vrou gegee, en Josef het uitgetrek oor Egipteland. En Josef was 30 jaar oud, toe hy voor Farao, die koning van Egipte, gestaan het. En Josef het van Farao weggegaan, en in die hele Egipteland deurgetrek. En die land het met handevolle opgelewer in die 7 jaar van oorvloed. Toe het hy die voedsel van die 7 jaar versamel, wat in die Egipteland gekom het, en hy die voedsel in die stede weggesit. Die voedsel van die land wat rondom elke stad was, het hy daarin weggesit. So het Josef dan baie groot hoeveelhede koring opgehoop, soos die sand van die see, totdat dit opgehou het om te tel, want dit was ontelbaar. En vir Josef is 2 seuns gebore, voordat die jaar van hongersnood gekom het, wat Asenat, die dogter van Potifar, die priester van On, vir hom gebaar het. En Josef het die eerstgeborene Manasse genoem, want hy het gesê, God het my al my moeite laat vergeet, en ook die hele huis van my vader. Die tweede het hy Ephraim genoem, want hy het gesê, God het my vrugbaar gemaak in die land van my ellende. Toe die 7 jaar van oorvloed wat daar in Egipteland was, ten einde gekom het, en die 7 jaar van hongersnood begin aankom het, soos Josef voorspel het, en daar was hongersnood in al die lande, maar in die hele Egipteland was daar brood. Toe het die hele Egipteland honger gelei, en die volk van Farao geroep het om brood, sê Farao aan die Egiptenaars. Ga na Josef, doen wat hy vir julle sê. En die hongersnood was oor die hele oppervlakte van die aarde, en Josef het alles waarin iets was oopgemaak en aan die Egiptenaars verkoop. En die hongersnood was swaar in Egipteland, en die hele wêreld het na Josef in Egipteland gekom om koring te koop, want die hongersnood was swaar in die hele aarde. OK, hoofstuk 42, die broers van Josef in Egipte. Toe Jakob merk dat daar koring in Egipte was, het hy Jakob aan sy seuns gesê, wat kyk julle so na mekaar? En hy sê, kyk, ek het gehoor dat daar koring in Egipte is, trek dan daarheen af, koop vir ons daar koring, dat ons kan lewe, en nie sterwe nie. Daarop het 10 van Josef se broers
om koring uit Egipte te koop. Daarom trek 10 van hulle. Maar Benjamin, die broer van Josef, het Jakob nie saam met hom sy broers gestuur nie, want hy het gedink altemit kan 'n ongeluk oor hom kom. So het die seuns van Israel dan gekom om koring te koop, onder diegene wat daar aangekom het, want daar was hongersnood in die land van Kanaan. En Josef was die maghebber oor die land, en hy het aan al die mense van die land koring verkoop. Daarom het die broers van Josef gekom en hulle voor hom in die aangesig op die aarde neergebuig. Sodra Josef sy broers gesien het, het hy hulle herken, maar hom vreemd teenoor hulle gehou en hulle hard aangespreek en vir hulle gesê, waar kom julle vandaan? En hulle antwoord, uit die land van Kanaan om voedsel te koop. En Josef het sy broers herken, maar hulle het hom nie herken nie. Toe dink Josef aan die drome wat hy aangaande hulle gedroom het, en hy sê vir hulle, julle is spioene, julle het gekom om te kyk waar die land oop is. Maar hulle het net vir hom geantwoord, nee my heer, maar u dienaars het gekom om voedsel aan te koop. Ons is almal seuns van een man, ons is eerlike mense, u dienaars geen spioene nie. Toe sê hy vir hulle, nee, maar julle het gekom om te kyk waar die land oop is. En hulle antwoord, u dienaars is 12 in getal. Ons is broers seuns van een man in die land van Kanaan. En kyk, die jongste is nou by ons vader, maar die een is daar nie meer nie. Toe sê Josef vir hulle, dit is wat ek julle gesê het. Julle is spioene. Hieraan sal julle getoets word. So waar as Farao leef, julle sal hiervandaan nie trek, tensy dat julle jongste broer hierheen kom nie. Stuur een van julle dat julle broer kan gaan haal, maar julle moet in gevangenis bly. So sal julle woorde dan getoets word, of die waarheid by julle is of nie. So waar as wat Farao loof, julle is spioene. Daarop het hy hulle saam 3 dae lank in bewaring laat hou. En op die 3de dag sê Josef vir hulle, doen dit, dan sal julle lewe, ek vrees God. As julle eerlike mense is, laat een van julle broers gevange bly in die huis waar julle in bewaring is, maar gaan julle bring die koring vir die honger van julle huisgesinne weg, en bring julle jongste broer na my toe, dan sal julle woorde waargemaak word, en julle sal nie sterwe nie. En hulle het so gedoen. Toe sê hulle vir mekaar, voorwaar, ons boet nou vanweë ons broer, omdat ons die benoudheid van sy siel gesien het, toe hy ons gesmeek het, dat ons nie geluister het nie. Daarom kom hierdie benoudheid oor ons. Daarop antwoord Reuben hulle, het ek nie vir julle gesê nie, besondig julle nie aan die seun nie. Maar julle het nie geluister nie, kyk, so word dan ook sy bloed geëis, en hulle het nie geweet dat Josef dit verstaan nie, want daar was 'n tolk tussen hulle. Toe draai hy hom van hulle af weg en ween. Daarna het hy na hulle teruggegaan en met hulle gespreek, en hy het met Simeon onder hulle uitgeneem en hom voor hulle oë gebind. Daarop gee Josef bevel om hulle sakke vol koring te maak. En elkeen is geld weer in sy sak gesit, en om aan hulle padkos vir die reis saam te gee. En so is aan hulle gedoen. En hulle het die koring op hulle esels gelaai en daar weggetrek. En toe een sy sak oopmaak om sy esel in die herberg voer te gee, sien hy sy geld en kyk, dit was sommer bo in die sak. En hy sê vir sy broers, my geld is teruggegee, hier lê dit dan, ook in my sak. Toe het hulle hart hulle begewe, en hulle het draai verskrik na mekaar toe en sê, wat het God aan ons nou gedoen? En hulle het by hulle vader Jakob in die land Kanaan gekom en hom alles vertel wat hulle wedervervaar het en gesê het. Die man, die heer van die land, het ons hard aangespreek en vir ons as spioene van die land gehou. Maar ons het aan hom gesê, ons is eerlike mense, ons is geen spioene nie. Ons is 12 broers, seuns van ons vader. Die een is daar nie meer nie, en die jongste is nou by ons vader in die land Kanaan.
Daarop het die man, die heer van die land, aan ons gesê, hieraan sal ek weet, dat julle eerlike mense is. Laat een van julle broers by my bly, neem vir die honger van julle huisgesinne en trek weg, en bring julle jongste broer na my toe, dan sal ek weet, dat julle geen spioene is nie. As julle eerlike mense is, sal ek julle broer aan julle teruggee, en julle mag in die land rondtrek. En toe hulle sakke leegmaak, was elkeen sy bonneltjie geld daar in sy sak. En toe hulle bonneltjies geld sien, hulle en hulle vader was hulle baie bevrees. Daarop sê Jakob, hulle vader, vir hulle, julle beroof my van my kinders, Josef is weg, en Simeon is weg, en Benjamin wil julle nou wegneem, alles is teen my. Toe spreek Reuben sy vader aan en sê, u kan my 2 seuns doodmaak, as ek hom nie na u toe terugbring nie. Vertrou hom aan my toe, en ek sal hom na u toe terugbring. Maar hy sê, my seun sal nie saam met julle aftrek nie, want sy broer is dood, en hy het alleen oorgebly, en as 'n ongeluk hom oorkom op die pad, wat julle sal gaan, dan sal julle my grys hare met kommer in die doderyk laat afdaal. Okay, hoofstuk 43. En die hongersnood was swaar in die land, en nadat die koring wat hulle uit Egipte gebring het, opgeëet was, sê hulle vir die vader vir hulle, gaan koop vir ons weer 'n bietjie voedsel. Toe het Juda hom geantwoord, die man het ons uitdruklik gewaarsku en gesê, julle sal my aangesig nie sien as julle broer nie by julle is nie. As ons die broer saam met ons stuur, sal ons aftrek en vir u voedsel gaan koop. Maar as u hom nie stuur nie, sal ons nie aftrek nie. Want die man het aan ons gesê, julle sal my aangesig nie sien as julle broer nie saam met julle kom nie. Toe sê Israel, waarom het julle so verkeerd teen my gehandel, deur die man te vertel dat julle nog 'n broer het? En hulle antwoord, die man het uitdruklik na ons en ons familie gevra, en die woorde, die lewe ons vader nog, het julle nog 'n broer. Toe het hy vir hom dit te kenne gegee, volgens hierdie woorde, kon ons dan ooit weet, dat hy sou sê, bring julle broer af? Daarop sê Juda aan sy vader Israel, stuur die seun saam met my, dan sal ons klaarmaak en wegtrek, sodat ons kan lewe en nie sterwe nie, ons en ook u en ons kinders. Ek sal vir hom borg wees, van my hand kan u hom eis. As ek hom nie na u toe terugbring nie, voor u stel nie, sal ek lewenslang teenoor u skuldig staan. Ja, as ons nie getalm het nie, waarlik, dan was ons nou al 2 maal terug. Toe het Israel hulle vader vir hulle gesê, as dit so is, doen dit dan. Neem van die opbrengs van die land en julle sakke en bring die man 'n geskenk af, bietjie balsam, 'n bietjie heuning, speserye, gom, neute en amandels. En neem dubbel soveel geld met julle saam en bring die geld wat weer bo in julle sakke gesit is, met julle saam terug. Miskien was dit 'n vergissing. Ek neem julle broer, maak julle klaar en gaan terug na die man. En mag God die Almagtige julle barmhartigheid verleen by die man, sodat hy julle ander broer, Benjamin, saam met julle kan laat trek. En as ek van my kinders beroof is, dan is ek beroof. Daarop neem die manne die geskenk, en hulle neem dubbel soveel geld, en hulle het ook Benjamin. En hulle het klaargemaak en na Egipte afgetrek, en voor Josef gaan staan. En toe Josef Benjamin by hulle sien, het hy die opsigter oor sy huis, bring die manne in die huis, slagvee, maak dit gereed, want die manne moet vanmiddag by my eet. En die man het gedoen soos wat Josef beveel het, en die man het die manne in die huis van Josef gebring. En die manne het gevrees, omdat hulle in die huis van Josef gebring is, en gesê, terwille van die geld wat ons die vorige keer in ons sakke teruggekom het, word ons nou ingebring, om ons te oorrompel, ons te oorval en ons slawe te neem saam met ons esels. Daarom het hulle nader gekom na die man wat voor die huis van Josef was en met hom gespreek by die ingang van die huis en gesê, ag my heer, ons het die vorige keer net afgetrek om voedsel te koop,
Maar toe ons in die herberg kom, toe ons ons sakke oopmaak, was elkeen se geld bo in die sak. Ons het die geld volgens sy gewig en ons het dit saam met ons weer teruggebring. Ons het ook ander geld saamgebring met ons afgebring om voedsel te koop. Ons weet nie wie ons geld in ons sakke gesteek het nie. Toe antwoord hy, vrede vir julle, moenie bang wees nie, julle God en die God van julle Vader het julle 'n skat in julle sakke gegee. Julle geld het by my gekom. Daarom het hy Simeon na hulle uitgebring, en die man het die manne in die huis van Josef gebring, en water aan hulle gegee, en hulle ook hulle voete gewas, en ook hulle esels voer gegee. En hulle het geskenk reggemaak teen Josef, teen die middag sou kom, want hulle het gehoor dat hulle daar brood sou eet. Toe het Josef dan in die huis gekom, en hulle het vir hom geskenk binnengebring, wat hulle by hulle was, en hulle het voor hom neergebuig na die aarde toe. En hy het hulle na hulle welstand gevra en gesê, gaan dit goed met julle ou vader, van wie julle gespreek het, leef hy nog? En hulle antwoord, dit gaan goed met u dienaar, ons vader, hy lewe nog, en hulle het met eerbiedigheid neergebuig. Toe slaan hy sy oë op en sien sy broer Benjamin, die seun van sy moeder, en sê, is dit julle jongste broer, van wie julle met my gespreek het? Daarop sê hy, mag God jou genadig wees, my seun. En Josef het gou gemaak, want sy binneste was ontroerd oor sy broer. Hy het die geleentheid gesoek om te ween, en in die kamer gegaan, en daar geween. Daarna het hy sy gesig gewas, en uitgekom, en hom bedwing, en gesê, bring die ete op. Toe bring hulle vir hom besonders op, en vir hulle besonders, en vir die Egiptenaars wat by hom eet. Besonders, want die Egiptenaars mag nie saam met die Hebreërs eet nie, omdat dit vir die Egiptenaars 'n gruwel is. En hulle het gaan sit volgens sy beplanning, die eersgeborene van die eersgeboorte, en die jongste na die jonkheid. Toe kyk die manne mekaar in verbaasheid aan. Hierop het hy aan hulle porsies uitgedeel van ete, wat voor hom staan, maar die porsies van Benjamin was 5 maal groter as die porsies van hulle almal, en hulle het gedrink en saam met hom vrolik geword. Hoofstuk 44. Toe gee hy die bevel aan die opsigter oor sy huis en sê, maak die sakke van die manne vol, met lewensmiddels soveel as wat hulle kan vervoer, en sit elkeen sy geld weer bo in sy sak. En my beker, die silwerbeker, moet jy bo in die jongste een se sak sit, saam met die geld vir sy koring, en hy het gehandel volgens die woord van Josef wat hy gespreek het. Toe dit die môrelig word, het hulle die manne laat trek, hulle met hulle esels, hulle uit die stad getrek, en hulle was nog nie ver nie, toe Josef aan die opsigter van sy huis sê, maak jou klaar en jaag die manne agterna, en as jy hulle inhaal, vra hulle dan, waarom het hulle julle kwaad goed vergelde? Is dit nie die ding waaruit my Heer drink nie, waarmee hy altyd waarneem nie? Julle het verkeerd gehandel met wat julle gedoen het, en hy het hulle ingehaal en hierdie woorde aan hulle meegedeel. Toe sê hulle vir hom, waarom spreek my Heer sulke woorde? Dit is vir u dienaars om so iets te doen. Kyk, geld wat ons bo in ons sakke gevind het ons uit die land Kanaan aan u teruggebring. Hoe sou ons die silwer of goud uit die huis van die Heer kan steel? Die een wat die dienaars by wie dit gevind word, moet sterwe, en ons sal ook my Heer se slawe wees. Toe sê hy, nou goed, laat dit so wees, julle het wat julle gesê het. Die een by wie dit gevind word, is my slaaf, maar julle sal vry wees. Daarop het hulle gou elkeen sy sak op die grond neergesit, en elkeen het die sak oopgemaak. En hy het gesoek, en hy het begin by die oudste, en opgehou by die jongste, en die beker is in Benjamin se sak gevind. Toe skeer hulle klere, en elkeen laai sy esel, en hulle gaan na die stad terug. En Juda het saam met sy broers in die huis van Josef gekom, terwyl hy nog daar was,
en hulle het voor hom neergeval op die grond. Daarop sê Josef vir hulle, wat is dit nou, wat julle gedoen het? Weet julle nie, dat 'n man soos ek, dit ongetwyfeld moet waarneem nie? En Juda antwoord, wat kan ons aan die Heer sê? Wat kan ons spreek? En waarmee kan ons regverdig? God het ongeregtigheid van die dienaars uitgevind. Kyk, ons is my Heer se slawe, ons sowel as hy by wie die beker gevind is. Maar hy sê, dit is ver van my en om dit te doen nie. Die man by wie die beker gevind is, sal my slaaf wees, maar trek julle in vrede op na julle vader. Toe kom Juda nader na hom en sê, ag my Heer, mag u dienaar tog 'n woord spreek voor die ore van my Heer, en laat u toorn nie teen die dienaar ontvlam nie, want u staan gelyk met Farao. My Heer het sy dienaar gevra en gesê, het julle 'n vader of 'n broer? En ons het die Heer geantwoord, ons het die ou vader, en daar is die jongste seun, die kind van die ouderdom, maar sy broer is dood, en hy het alleen oorgebly van sy moeders, en sy vader het hom lief. Toe het u aan u dienaars gesê, bring hom af en na my toe, dat ek my oog op hom kan rig. En ons het my Heer geantwoord, die seun kan sy vader nie verlaat nie, want sy vader sal sterwe as hy hom verlaat. Daarop het u aan u dienaars gesê, as julle jongste broer nie saam met julle afkom nie, sal julle my aangesig nie weer sien nie. En toe het ons u dienaar, my vader, opgetrek het, en hom die woorde van my Heer te kenne gegee het ons vader gesê, gaan, koop weer vir ons 'n bietjie voedsel, maar ons het gesê, ons kan nie aftrek nie, as ons nie die jongste broer by ons is nie. Sal ons aftrek, want ons mag die aangesig van die man nie sien nie, as ons nie die jongste broer nie by ons is nie. En u dienaar, my vader, het aan ons gesê, julle weet dat my vrou vir my 2 gebaar het. Die een het van my af weggegaan, en ek het gesê, voorwaar, hy is verskeer, en ek het hom tot hiertoe nie gesien nie. As julle nou hierdie een ook van my af wegneem, en hom 'n ongeluk oorkom, dan sal julle my grys hare met droefnis in die doderyk laat afdaal. As ek dan nou by u dienaar, my vader, laat kom, en die seun nie by ons is nie, terwyl my siel innig aan hom verkleef is, sal hy sterwe, as hy sien dat die seun daar nie is nie. En u dienaar sal grys hare van die dienaars van ons vader met kommer in die doderyk laat afdaal. Want u dienaar het sy seun deur die borskap van my vader verkry, deurdat hy gesê het, as ek hom nie aan u terugbring nie, sal ek lewenslang teenoor my vader skuldig staan. Laat u dienaar dan nou tog in die plek van die seun, my Heer, se slaaf bly, en laat die seun saam met sy broers terug optrek. Want hoe kan ek na my vader optrek, as die seun nie by my is nie? Mag ek maar net elende nie aansien, wat my vader sal tref nie. Okay, hoofstuk 45. Josef maak hom aan sy broers bekend. Toe kon Josef hom nie meer langer bedwing nie, voor almal wat by hom gestaan het nie, en hy roep, laat almal van my af weggaan, en daar het niemand by hom gestaan nie, toe Josef hom aan sy broers bekend gemaak het nie. Daarop bars hy in trane uit, sodat die Egiptenaars en ook die huis van Farao dit gehoor het. En Josef sê vir sy broers, ek is Josef, leef my vader nog? Maar sy broers kon hom nie antwoord nie, hulle was te verskrik voor hom. Verder sê Josef vir sy broers, kom tog nader na my. En toe hulle nader kom, sê hy, ek is julle broer Josef, vir wie julle aan Egipte land verkoop het. Maar wees nou nie bedroef nie, en laat daar geen ontstemming by julle wees, dat julle my hierheen verkoop het nie. Want om lewens te behou, het God my voor julle uitgestuur, want daar was nou 2 jaar se hongersnood in die land, en daar is nog 5 jaar waarin nie geploeg of geoes sal word nie.
maar God het my voor julle uitgestuur en vir julle 'n oorblyfsel op die aarde te verseker en om julle in die lewe te hou tot 'n groot verlossing. Julle het my dan nou nie hierheen gestuur nie, maar God en hy het die raadsman met Farao gemaak en die gebieder oor sy hele huis en die regeerder in die hele Egipte land. Daai vers 7 is baie belangrik, ons besef dit nie altyd nie. Maar God, ek gaan dit weer lees, maar God het my voor julle uitgestuur om vir julle 'n oorblyfsel op die aarde te verseker en om julle in die lewe te hou tot die groot verlossing. Ons besef dit nie altyd nie. Gaan aan by vers 9. Trek gou op na my vader en sê vir hom, so spreek u seun Josef. God het my die gebieder oor die hele Egipte land gemaak. Kom af na my, moenie versuim nie, en u kan in die land van Goshen woon, naby my wees, u en u kinders, en u kindskinders, en u kleinvee, en u beeste, en alles wat u besit. En ek sal u daar onderhou, want daar sal nog 5 jaar se hongersnood wees, sodat u nie verarm nie. U en u huis, en alles wat aan u behoort. En kyk, julle oë sien dit, en julle oë, my broer Benjamin, dat my mond is wat met julle spreek. Vertel my vader dan van al my heerlikheid in Egipte en van alles wat julle gesien het en bring my vader gou hierheen af. Toe val sy broer Benjamin om hals en ween en ook Benjamin het aan sy hals geween en hy het toe al sy broers gesoen en hulle aan die hals geween. Daarna het sy broers met hom gespreek. Toe die gerig in die huis van Farao gehoor word dat Josef se broers gekom het, dit was goed in die oë van Farao en van sy dienaars. En Farao het Josef gespreek gesê, sê aan jou broers, doen dit, laai julle diere, trek weg na die land van Kanaan en gaan haal julle vader en julle huisgesinne en kom na my toe. Dan sal ek julle in die beste van Egipte land gee en eet van die vettigheid van die land. Jy kry dan bevel, doen dit. Neem vir julle uit Egipte land waans, vir julle kinders en julle vroue, en vervoer julle vader en kom. En julle hoef geen spyt te hê oor julle huisraad nie, want die beste van die hele Egipte land is julle sin. Die seuns van Israel het toe so gedoen. Josef het vir hulle waans verskaf volgens die bevel van Farao en hulle padkos gegee vir die reis. En hulle het aan hulle almal die man vir man 'n stel nuwe klere gegee, maar aan Benjamin het hy 300 sikkel silwer en 5 stelle nuwe klere gegee. En net so het hy ook aan sy vader gestuur 10 esels gelaai met die beste goed van Egipte en 10 eselinne gelaai met koring en brood en voedsel vir sy vader op die reis. Daarop het hy sy broers weggestuur en hulle het vertrek. En hy het aan hulle gesê, moenie vir mekaar kwaad word op die pad nie. En hulle het opgetrek uit Egipte land en na die land Kanaan aangekom en by hulle vader Jakob. En toe hulle hom vertel, Josef lewe nog en dat hy regeerder is in die hele land van Egipte land, het sy vader beswyk, want hy het hulle nie geglo nie. Maar toe hulle hom al die woorde van Josef te kenne gee, wat hy met hulle gespreek het, en hy die waans sien wat Josef gestuur het, om te vervoer, het die gees van Jakob hulle vader lewendig geword. En Israel het gesê, dit is genoeg, my seun Josef lewe nog. Ek sal gaan en hom sien voordat ek sterwe. Tot sover.